geleentheid wat ons gebied was, net om te kan sing vanmôre. En dan groot te maak en te aanbid, dank ek vir die voorreg vanmôre om te kom luister na die woord. Ek bid dat die Heilige Gees dit vir my sal verlig, vir ons lewens sal maak en ons kan verstaan wat die Gees vanmôre in die gemeente wil sê. Ek bid die sterk man, die wat kom om te steel te staan, te verwoes, breek sy hou vas en oor die vergadering, stel ek kragtloos, dreigende tyd stuur dit terug na waar ons plekke waar het vandaan kom, maar laat toe dat die doel bereik, dat die naam die deur verheerliking geprys sal word. In Jesus naam, al die kinders van julle sê vanmôre, amen, amen, mag maar sit. Ons gaan 3 versies lees, Psalm 119 vers 11, Psalm 119 vers 97, dan Josua 1 vers 8, en die titel van my boodskap, die 2 M's, hoofletter M's van die Bybel. Interessant. Dan moet in my hart opgeval, as ek so 3 weke terug, die 2 M's. Ons gaan na Psalm 119 toe gou, die Bybel is daar net. Kyk op die skerm saam met my, Psalm 119, een van die langste psalms, julle geweet, Psalm 119, een van die langste psalms wat jy kry. En ons gaan saam lees die 11de versie. Dit lees as volg, ek het u woord, luister wat hy sê, in my hart geberre, dat ek teen u nie sal sondig. Dit is interessant, né? Ek het die woord in my hart geberre, dat ek teen u nie sal sondig nie. Dan vers 97, lees as volg. Hy sê, hoe lief het ek u wet? Nou ek sê, ek lees dit so, hoe lief het ek u woord? Dit is my bepeinsing die hele dag. Bepeinsing die hele dag. Dan gaan ons oor na Josua toe. Josua 1 en dan die 8ste vers. Dit lees as volg. Hierdie wetboek beteken die woord, my woord, my woord. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond uit nie. Maar bepeins dit dag en dag, sodat jy nou gesê kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Voorwaardes, dat ons met nakom in die belofte. Dit is wonderlik, net daai 3. Luister wat die Engelse Bybel sê. Psalm 119 vers 11 sê, your word I have treasured in my heart, that I may not sin against you. Psalm 119 vers 97 sê, oh, how I love you, Lord, your law, all day long I meditate on it. Psalm 197. En Josua 1 vers 8 sê, this law scroll must not leave your lips. You must memorize it day and night so you can carefully obey all that is written in it. Then you will prosper and be successful. Romeine 12 vers 12 sê die volgende vir ons, en ek wil dit aanlas daar. Luister wat die woord sê, sê Paulus. Hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig. Met ander woorde, doen nie dit wat die wêreld jou bied nie, of volg nie die pas van die wêreld nie. Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, of deur die vernuwing van julle gedagtes, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevalle en volmaakte wil van God is. 3 dinge wat gebeur by ons inkeer. Nommer 1, Here kom red ons siel. Die dag waar jy sê, ja, Here verander my, en jy Here aan jou as persoonlike saligmaker, kom red hy jou siel. Jou siel wat al die jare verloor was, kom red hy. Hy was jou skoon. Hy breek die bande oor jou lewe.
Hy vernuwe jou. Hy vat jou vir homself, jy word nou sy eiendom. Tweede wat gebeur, is dat hy verkoop jou gees. Jou gees, innerlike mens wat hy verkoop, want vir al die jare was jou gees dormant. Nou moet jy jou gees aanwakker en hy moet dit nou lewend maak, as ek so mag noem, sodat jy sy stem hoor. God is gees, en ek kan lelik met, as God gees is, met jou gees kommunikeer met jou gedagtes nie. So jou gees word verkoop. En in die derde plaas wat sê Paulus, ons moet ons gedagtes vernuwe deur die implanting van God se woord. Ander woorde, dit wat ons gewoond was om te doen in die begin as sondaars, moet verander word. En dit moet eers in ons gedagtes verander word, maar dit het uiteindelik 'n vesting geword in elkeen van ons gedagtes. So hy bande moet gebreek word. Ek moet anders dink as toe ek in die wêreld was. Ek moet my gedagtes vernuwe en dink ooreenkomstig die woord van die Here. Ek kan nie plek gee vir die vyand om sy gemors in my gedagtes leeg te maak nie. Daarom moet my gedagtes vernuwe. En gedagtes vernuwing vind op 'n daaglikse basis plaas. Is nie eenmalig nie, is aanhoudend wat ons moet doen om ons gedagtes te vernuwe. Anders gaan jy terug op jou ou denkpatroon. Ou denkpatroon, en jy doen wat die woord nie vir jou sê om te doen nie, doen jy. Dis belangrik, mense, onthou dit. Nou wat is die 2 M's van die Bybel? 2 M's, hoofletter M. Wat is die 2 M's van die Bybel? Eerste een is memorisering en die ander een is meditasie. 2. Memorisering en meditasie. En daar is 'n verskil tussen die 2. Ek daai ene verduidelik soos aangaan. Maar al 2 is ewe belangrik vir ons geestelike lewe. As ek en jy wil geestelik groei, moet ons doen dit wat die woord sê, ons moet memorisering, moet ons beoefen, en ook meditasie, geloof jy verduidelik. In die Hebreëse vertaal beteken dit thinking. You memorize with your heart. Luister mooi, you memorize with your heart. And you meditate with your mouth. Ek gaan nou verduidelik wat ek daarby sê. You memorize with your heart and you meditate with your mouth. Both together lead to obedience and transformation. Ons moet verander word, mense. Ek kan nie met die lewe leef wat ek geleef het as sondaar nie. Ek is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. En ek moet nou verander volgens God se woord. Ek moet inpas en inval by sy woord. Dis my riglyne. Nie wat ek voel nou om te doen en nie te doen nie. Ek moet inpas by God se woord. Ek moet my gedagtes vernuwe. En toe wat in my gedagtes is die battlefield vir die mind van die plaas. As ek hier gewen het in my gedagtes, het ek die geveg gewen. Belangrik om te onthou. As jy geseënde, gesonde, voorspoedige lang lewe wil hê, moet jy die 2 M's toepas en dit deel maak van jou daglikse wandel. Mense, daar is soveel dinge wat die Bybel ons leer. Jy sal gesondheid ontvang, jy sal geseënd wees. Jy sal nie kop wees en nie die sterk nie, so kan ek aangaan. Alles is ons net toepas wat die woord vir ons sê om toe te pas. Spreuke 3:1-2 sê, my seun, vergeet my onderwysing. Nou onderwysing beteken leeringe nie. En laat jou hart my gebooie op my woord bewaar, want dit sal lente van dae en jare van lewe. Luister wat hy sê, en vrede vir jou vermeerder. Hy verleng jou dae. Hy verleng jou jare. As jy sy leringe nie vergeet nie, en as jy sy gebooie in jou hart, of sy woord in jou hart bewaar, dan verleng hy jou jare van lewe en vrede hier op aarde. Dis 'n belofte. Dis 'n belofte. Nou in daai gedeelte is dit, lees ons van memorisering en ons lees van meditering. Die memorisering gedeelte is die eerste gedeelte, hy sê vergeet my onderwysing nie.
vergeet nie, ja, vergeet my memorisering, is memorisering, vergeet my onderwysing nie, of my leringe nie, is memorisering. En my woord bewaar, die onderste gedeelte, bewaar my woords, is meditering. So ons kry eers die memorisering in die skrif, dan kry ons meditering in die skrif. Nou ek wil jy moet saam met my kyk vanmôre, wat die verskil is tussen memorisering, en ook wat die verskil is tussen die twee, mediteer of meditasie. Wat is die verskil tussen die twee? Kom ons kyk gou vanmôre. Memorisering of te memoriseer, is belangrik, luister mooi, is 'n hartding. 'n hartding. En by die hart bedoel ek, dis deel van jou gedagtes, dis deel van jou wil, emosies, en jou keuse en besluit gedeelte. The decision center word dit genoem. Want ons stoor God se woord in ons hart, dis waar ons dit stoor. Ons stoor sy woord. Die oomblik wanneer ons daarna kyk en ons memoriseer sy woord, dan stoor ons sy woord in ons hart, wat baie belangrik is, en dit moet gestoor word in jou hart. Dis waar jy by toesluit is, in jou hart. It means to store up. It means to treasure. It means to guard carefully. It means to lay something away for future use. Ek gaan nou verduidelik. Memorizing is not just recalling words, it is treasuring God's word internally. Memorisering is om God se woord vas te lê, sodat dit altyd beskikbaar is. Met ander woorde, ek bære God se woord in my hart. En dit wat weggebêre is in my hart deur memorisering, maak die Heilige Gees van gebruik en herinner jou aan in tye van beproewings en versoekings. Daardie skrif kom net op. Daardie skrif word net lewend gemaak. En jy gebruik daardie skrif, omdat jy dit altyd weer gememoriseer. Het is belangrik dat daardie woord weggebêre word in jou hart. Dis hoe ons memorisering doen. Die woord van die Heilige Gees in jou wat weggebêre is, laat herinner ons aan wanneer ons versoek of beproef word. Dit is belangrik. Memorisering is om God se woord vas te lê, weg te bære, sodat dit op die einde van die dag beskikbaar kan wees. Memorisering. Onthou die woord memorisering, ons gaan daarby kom daar. Dan die tweede wat ons kry, tweede is meditasie. Dis nie dieselfde as die oosterse meditasies nie. Dis nie yoga nie. Wie het gebeur met daai meditasie wat ons praat van yoga en hulle mediteer? Wie wat sê jy moet jouself leegmaak? Die oomblik wat jy jouself leegmaak, is daar enige ding wat jy kan vul. Jou gedagtes, jy mag nie dink jy raak soos 'n zombie. Jy gaan niks vir jouself doen nie. Mag jouself dink jy, dis jy moet ontspan. En dis waar daai demoniese magte besit neem. Meditation involve the mouth. Ek kan sê, hart is om te memoriseer, mediteer, raak die mond by betrokke. Not just the mind, it does not mean silent thinking, like Eastern meditation. No, it's not silent thinking. Nou, hy woord die meditation of mediteer beteken om te mompel. Ek het al voor gesê. Beteken om te mompel, ek gaan nou verduidelik. Dit beteken om te prewel. Dit beteken om sag te praat. Dit beteken om hardop te pyns of na te dink. Om iets herhaaldelik te herkou, soos 'n dier wat herkou. Met ander woorde, die woord, ek het vir gesê, as jy Bybelstudie doen, lees die woord hardop. Dis deel van meditasie. Lees dit hardop. Die mompel beteken ek praat binnensmonds, praat ek, maar ek praat sodat ek myself kan verstaan en kan hoor. En ek bely en verklaar die ding wat ek gelees het. So ek mediteer op.
ek trek hy skrif uit mekaar uit, ek dink oor dit, nou maar uitkom, wat dit beteken, allerhande dinge wat ek doen, dit is meditasie, dis nie net Bybel lees nie, luister, as die woord lees, alleen ek die woord lees, my verander moes ek al lank al verander, wil ek die woord seker 100 keer deurgelees, elke gedeelte in die woord, het ek hoeveel keer deurgelees, verstaan, dan moes ek al 'n supermens in, aanhalingstekens gewees het, as dit my moes verander het. Maar dit lê by meditasie en memorisering, dis die twee belangrike. Die twee M's is van kardinale belang in 'n kind van die Here se lewe. Anders jy gaan nooit groei nie, jy gaan nooit geestelik sterk word nie. Kom ek gaan 'n bietjie verder. Dit wat ek memoriseer, eers memoriseer, mediteer ek later dan op. Die skrif wat ek vat om te memoriseer, gaan ek later op mediteer ook. Luister mooi. Hoe doen ek dit? Nommer 1, belangrik, nommer 1. Jy lees die skrifgedeelte stadig en hardop. Eerste belangrike punt. Tweedens, jy kyk na die betekenis en vra, wat sê hierdie skrifgedeelte vir my? Wat is die boodskap wat ek daarin ontvang? Dat is ons nou kom by meditasie, né? Wat is die boodskap wat ek daarin ontvang? Derdens, belangrik, breek die gedeelte of hy skrifgedeelte op in kleiner dele en kyk wat die woorde beteken. Mense, as jy nie die skrif verstaan, as jy nie 'n skrifgedeelte verstaan nie, hoe gaan jy dan ergens verder toe gaan as jy niks verstaan nie? Hoe gaan jy groei as jy die skrif nie verstaan nie? Breek die skrif op, breek dit op in 10 dele, maak die saak nie. Vat elke woord, gaan kry Engelse Bybel, gooi Engelse vir Bybel, studie Bybel as jy amplified, vat dit en kyk wat jou Afrikaanse Bybel sê, en kyk wat jou Engelse Bybel sê, en kyk wat die betekenis van die woorde is. So breek die gedeelte op 'n kleiner deel en kyk wat die woorde beteken. En dan vierdens, dink daaroor, verstaan die gedeelte en vra jouself, wat verwag die Here vir my om te doen? As jy die skrif verstaan, dan vra jy vir die Here, Here, wat wil U hê moet ek doen? Maar jy kan nie vir die Here vra, wat wil jy wat ek moet doen, as jy die skrifgedeelte nie verstaan nie. Jy raak nou stil. Kom ek gaan so 'n bietjie verder. Nou dan word 'n debat gevoer oor hoeveel beloftes daar in die woord van die Here is. Maar as hy tussen 3000 tot 7000 beloftes in God se woord. En die Bybel sê in 2 Korintiërs 1 vers 20, Engelse Bybel sê, for all the promises of God in him are yes and in him amen. Al sy beloftes in ons ja en amen, hoekom? Omdat elke belofte al reeds in Christus Jesus vervul is. Luister mooi. In Josua 21:45 sê dit, not one word of all the good promises that the Lord had made failed. Nie een van sy beloftes wat hy vir Israel beloof het gefaal nie. Elke belofte was nagekom, want God doen wat sy woord sê. Ons kan God as sy woord nie skei nie, ons kan die woord nie van God skei nie, ons kan God nie van sy woord skei nie. Sy woord is ja en amen. Kom ons klap ons hande aan Jesus. Wie het sy pastoor vanmorgen? My opinie. Dis deur en deur die moeite werd om die skrif deel van jou daglikse wandel te maak, deur en deur die moeite werd. Deur memorisering en meditasie, ek en jy het niks om te verloor nie. Dis hier, bo wat dinge moet verander hier in die gedagtes. En as dit hier verander in jou gedagtes, dan het ons klaar gewen. Ons het niks om te verloor, die mense. Wie wat hou ons weg van meditasie en ook om te mediteer en ook
memoriseer met ons weg daar, die tyd waaraan verbonde is, hou ons weg van dit. Ek gaan nou vir jy weet, jy moet maar vasthou, buckle up. Buckle up. Kom ons kyk na 'n skrifgedeelte vanmôre. Dan wil ek jy wys hoe ek, nou is een van my skrifgedeeltes wat ek elke dag wil verklaar. Ek wil jy wys hoe ek daai ding opbreek, en dis wat ek van julle verwag om te doen ook. Ek wys julle 'n voorbeeld. Opgeteken in Filippense 4 vers 6 en 7, hy sê, wees oor niks besorg nie. Laat julle begeertes deur gebed smekende met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sin of gedagtes bewaar in Christus Jesus. Dan gaan hy verder. Tweede deel wat hy sê, jy ook gaan kyk. Hy sê verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, regverdig en rein is, lieflik en loflik is, van watter deegel of dit mag wees, bedink hierdie dinge. Kom ons kyk na die eerste gedeelte van hierdie skrif. Wat sal ek gedoen het? Ek sal gegaan het so doen, wat ek altyd doen, ek wil weet wat Paulus bedoel by niks besorg nie. Wees oor niks besorg nie, kan dit beteken don't worry. Kan dit beteken ek wil nie bekommerd wees nie. Don't worry. Dit kan ook lees, do not entertain anxious cares. Do not worry about anything. As we refuse to worry about the tomorrows and begin to thank God and trust God for today's, we find grace and guidance for each step of the way. Ons sal dit wat ons verwag môre, ons sal klaar by môre se probleme of môre se dinge wat ons moet vandag se dinge toemaak wat ek kan werk nie. Ons moet vandag klaar maak en Jesus sê môre sorg vir homself. Ek hoef nie te worry oor môre nie. Môre sorg vir homself. Luister wat hy sê. Ek is nie besorg oor môre nie. Moet jy jou arms geestelik gesproke rondom 'n maand plaas of rondom 'n week slaan nie. Sê jy vir Jesus, Here, hier is 'n nuwe dag met nuwe uitdagings. Stap die dag saam met my asseblief. Nie stap die maand saam met my of stap die jaar saam met my nie. Stap die dag saam met my, want die Bybel sê duidelik vir jou en vir my dat ek en jy elke dag ons kruis moet optel en hom volg. Dis 'n daglikse ding. Maar omdat ons deur die mag van gewoonte so vasgevang is, bekommerd ons oor dinge die dag van môre, einde van die week, wat nooit bestaan nie. Ons skep dit sommer self deur ons gedagtes, ons skep dit self in die woorde wat ons uitdink. Dinge wat nie bestaan nie, skep ons self en ons worry oor dinge wat nog nie bestaan nie. Wat nooit gaan gebeur nie. Maar ons leef in daai wêreld van dit gaan gebeur. Ons het so gesê, ons glo dit met ons hele hart en daai vrees en daai bekommernis druk hier die grond in die saak sit met hande gevou. Verstaan? En dit is so maklik om daai struik te trap en so maklik om gevang te word. So Paulus sê heel eerste, wees oor niks besorg. Met ander woorde, prontheid om dit onthou, sê moenie worry nie. So ek moenie bekommerd wees nie. Dis heel eerste wat hy sê die skrif sê. Dan gaan hy verder. Maar laat julle begeertes en alles, laat julle begeertes nou. Wat vir begeertes is die tweede punt? Maar laat julle begeertes en alles. Kan ek ook lees, maar in alles, but in everything, every circumstance and situation. Dan gee Paulus die oplossing vir ons. Met ander woorde, dit kan enige ding wees.
Enige ding. Laat julle begeertes, hy begeertes is eintlik die regte woord in ons Afrikaanse vertaling. Hy sê, in die Engelse Bybel praat daarvan, maar laat julle in alles. Hy begeertes is uit daar, so hulle ingesit daar, begeertes in alles, wat eintlik daar is, but in everything, every circumstance and situation, wat dat beteken, maar hy begeertes is uit, maar laat julle in alles. Derdens, deur gebed, smeekinge en danksegging. Nou staan ek daar stil. So ek weet ek moet nie worry nie. Ek weet ek kan nie angstig raak nie. Ek wil nie bekommerd wees nie. Dis wat die Bybel my sê. En ek moet na alles wat ek het met hom toe vat. Hoe vat ek het na hom toe? Paulus gee sy antwoord deur ons gebed, deur ons smeekinge en deur ons danksegging. Plaas jou gebed in sy hand en vertrou hom met jou gebed. Dis 'n persoonlike ding nou wat ek vir hom vat. Ek bid oor 'n sekere saak. Ek vra hom oor 'n sekere saak. En ek vat my gebed en ek plaas my gebed in sy hand, want die Bybel sê vir ons duidelik daar, hy is die antwoord van gebed, alleen die beloner daarvan. So ek gaan nie bekommerd wees nie. Ek het dit klaar in sy hand geplaas. En luister wat pastoor sê. Hy sê, deur ons gebed en ons smeekinge. Nou, smeeking in Engelse vertaling beteken supplications. It means keep it up over and over again. So supplication, wat kom die smeekinge, kan ek aanhoudend smeek. Is 'n aanhoudende ding wat ek die Here vra. Iets spesifiek wat ek die Here vra. 'n Spesifieke, kan ek sê, versoek wat ek voor hom neerlê, saam met my gebed. Here, doen dit vir my asseblief. Doen dit vir my asseblief. Dit is my maatjie, of is my kind, of is my kleinkind, of is my baas, wat ek wil, jy moet iemand iets spesiaals vir hom doen. Soos hy smeekinge uit jou binneste, wat jy spreek van die persoon, dat die Here jou gebed sal beantwoord, sodat daar 'n wonderwerk kan plaasvind in sy binneste, of haar binneste. Deur gebed, smeekinge, danksegging. Luister mooi. Prayer is a broader word that can mean all of our communication with God. But supplication directly asks God to do something. Here, doen iets vir my. Here, doen, staan by die persoon stil. Here, red die persoon se siel. Staan by my kinders stil. Staan by my man stil. Staan by my vrou stil. Iets spesiaal van die Here vra. Dis waar hy smeekinge vandaan kom. Dan kom ons by danksegging wat ons nooit moet vergeet nie. Ons hoef oor niks bekommerd te wees nie. Ons kan oor alles bid en in alles dankbaar wees. Hê 'n dankbare hart ongeag. Hê 'n dankbare hart ongeag. Al sien jy nog nie die verandering wat jy gebid het en jou gebed in die hand van die Here oorgegee het nie. Al sien nog die antwoord in jou in enige reaksie in daai mense se lewens nie en jy het vir hulle gebid en gespreek vir die aangesig van die Here nie. Dan is jy nog dankbaar want hy bly die antwoorde van gebed en hy bly die beloner daarvan. Ons kan nie volgens ons gevoel reageer. Ek belowe ek jou sê, ons kan lelik op God se woord staan. As hy woord dit sê, sal dit so gebeur. Hy antwoord ons gebed. Uitgemaakte saak. So, deur gebed, ek plaas dit in God se hand, deur smeekinge, Here, doen iets spesiaals vir my. En deur danksegging sê, dankie vir Here dat hy altyd my gebed beantwoord, dat hy altyd daar is om te luister na my. Ek het 'n dankbare hart en 'n klaaggebed. Ek staan nie op met 'n verswaarde gees nie. Kyk vir my, 'n verswaarde hart nie. Jy kan nie klaar gebid wees en met 'n verswaarde hart opstaan nie. Dankie net so jy gebed afskryf. Jy moet opstaan met danksegging en die Here dankie sê dat hy na jou geluister het. Maak nie saak nie, hy het na jou geluister. Daar's nie 'n gebed by die ore van God verbygaan nie. Amen. Ek praat op die begrafenis van pastoor Nick nou toe ons aan Donderdag was. Ek weet nie vir sy kinders en kleinkinders, ek sê vir jy moet nie, jy gaan 'n groot verrassing kry. Moenie dink omdat hy nou nie meer is nie, dat sy gebed nie beantwoord word. Ek sê jy gaan 'n groot verrassing kry. Dis juis want daai persoon wie is nie, waar Here daardie gebede
beantwoord, sodat jy kan sien dat God leef. Wie het vir ons gebid? Baie vir ons gebid. Ons het nie van gebed, miskien weet ons daarvan, maar die gebede kan nooit ledig terugkeer nie. So deur gebed smeekende danksegging, maar laat jou begeertes in alles. En dan deur gebed smeekende danksegging. Luister wat hy sê. Bekend word by God onze Vader. Ons gaan na God ons Vader toe in die naam van Jesus. Hy sê self, alles wat julle Vader sal vra, ekskuus tog, in my naam, dit sal hy vir julle doen. Ons gaan hom toe die naam van Jesus. En dan moet ek ook 'n oop hart hê, oop gemoed hê, om alles te gaan vertel, al weet hy klaar alles. Hy weet klaar alles. Maar ek kan die vrymoedigheid gebruik om met hom te kan gesels. Om hom die waarheid te vertel, hoe ek voel, wat ek in my hart ervaar, vertel hom alles, hy weet alles, maar vertel hom. Doen dit in elk geval, doen dit, wees eerlik, sê vir Here, ek is op die regte plek vanmôre nie, want dit en dit gebeur, vertel hom alles. En dis kom sê, in jou binnekamer kan jy tantrums gooi, in jou binnekamer kan jy skreeu, in jou binnekamer kan jy met jou voete skop, en met jou hande slaan, maak die saak nie, in jou binnekamer, want hy luister na jou. Hy gaan nie jou pak slag nie, hy gaan luister na jou. Belangrik. Belangrik. En dan kom hy, en hy sê die vrede van God. Vrede is 'n antwoord op ons gebed. Ek het gesien, alles rondom my omstandighede nog dieselfde gewees. My siel is nog siek, al die ander dinge was nog dieselfde plek, niks het verander nie. Maar die absolute vrede wat ek in my binneste ervaar het, was onbeskryflik. En ek het op my vrede gestaan, ek het dit bely, ek het dit verklaar, Here, dankie, dat jy my gebed beantwoord, dankie dat jy sal ingryp, en die Here het ingegryp. So vrede is 'n antwoord op jou gebed. Luister wat ek nou sê, wat alle verstand te bowe gaan, kan beteken, die rustigheid wat jy ervaar ten tye van jou storm, en nadat jy gebid het, sal ons hart en gedagtes bewaar in Christus Jesus. Nou bid ek vir iets. Ek gaan na die Here toe, soos die woord sê, en ek lê dit voor hom neer. Gebed, smeeking om 'n danksegging. Ek los dit in sy hand, ek vertrou die Here om iets spesiaals vir my te doen. Maak nie saak waarvoor jy bid nie. Luister wat pastoor sê vanmôre. En jy bid en jy staan op, daarop en jy het 'n onsekerheid in jou hart. Nie vrede nie, onsekerheid in jou hart. Niks vrede nie. Jy het onsekerheid in jou hart. Kan jy twee dinge beteken. Hy wil hê jy moet dit doen nie. En tweedens, die tyd is nog nie reg nie. Mense, ek het hoeveel mense sien val, omdat jy gaan luister na die stem van die Here nie, Heilige Gees nie, en tweedens, omdat jy gaan luister na die klein stemmetjie binne nie. As jy onrustig voel, maak dit weer 'n gebedsaak, vat dit na die Here toe, en bid dit deur totdat jy dan 'n oplossing kry, die Here vir jou vrede in jou hart gee. As dit die vrede in jou hart gee, sê Here, ek is bereid om te wag. Ek is bereid, luister wat ek sê, ek is bereid om te wag tot op die regte tyd. En dit kos iets. Dit kos iets. Om te wag tot op die regte tyd. Maar vrede is 'n antwoord op jou gebed. Ek kan bid oor 'n sekere ding, ek kan in my huis kan ek iets skryf wat vir my nie reg lyk nie. Miskien iets wat oosters is. Ja, al die oosters goed is hier reg nie. Maar kry 'n beeld of kry iets wat nie vir my reg lyk nie. Maar niemand kan my antwoord gee daarop nie. Niemand kan vir my sê dis reg of verkeerd nie.
Niemand aan party sê as hy reg, party sê is verkeerd. So ek loop hulle onrustigheid in my hart rond. Die beste manier is om te doen wat Paulus sê, gaan na hom toe, deur gebedspreking met danksegging. Maak dit aan hom bekend. Luister mooi wat hy sê, en die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal julle hart en julle sin bewaar. As daardie ding reg is, sal jy vrede in jou hart ontvang. As dit nie reg is nie, sal jy nie vrede ontvang nie. Maklikste. As jy opstaan, en jy het gebid oor daai ding, en jy is onseker in jou binneste, en die vrede het gewyd, daar is geen vrede nie, moet jy weet, Heilige Gees waarsku jou, dat daardie ding moet daar staan, wat jy envy, wat jy na omsien, wat jy skoon afstof elke dag, is nie reg nie, dit moet pad kry uit jou huis uit. Amen. Is hier. Dis jou toets. En mense, die enigste manier om by 'n punt uit te kom om dit te doen, is om te mediteer en dan ook te memoriseer, die 2 M's. Meditasie is nie maklik, ek probeer, ek wil hele paar wat ek kan doen, as ek ook in 'n punt, dan sê ek dit en ek sê dit hardop. Ek sê dit hardop, elke gedeelte wat ek kon onthou, sê ek hardop elke dag in my gebed. Verstaan, en ek verstaan die skrif, ek verstaan wat daar ingaan, maar belangrik is jy dit leer doen wat ek jou gesê, daai punte wat ek jou gewys het, gaan deur, breek hy skrifgedeelte op, kyk wat die betekenis van hy, sodat jy die skrifgedeelte kan verstaan, jy moet dit kan verstaan, as jy dit verstaan, dan eers kan dit werk in jou lewe. Verstaan, jy moet dit kan verstaan, jy moet dit kan verstaan, dan kan jy spos wat, dan kan die dinge trigger, dan kan jy die beloftes wat daar is, en die woord is joune, want jy die voorwaarde is nagekom, maar voor ek niks, wat help dat ek bely en verklaar dat ek verstaan nie wat dit beteken nie, omdat dit woord is, dit gaan nie werk nie, jy wil kan verstaan, as jy dan verstaan, is die ding vir jou leven, en jy weet die oomblik jy om bely en verklaar, dan jy om dit gemediteer het, en dit opgepreek het, en gememoriseer het, weet jy dat die ding gaan werk op jy van die dag, die 2 M's. En ek wil die vraag vanmorgen gaan sluit. Ek wil die vraag vanmorgen. Daar die woordjie bewaar in wat hy van praat, daar is 'n militêre woord vir die Here vir ons gee. Ek wil vanmorgen vraag, dat jy 'n skrifgedeelte sal soek, of gaan wees soos die Bybel is, as jy belofte kry, merk het, spesiaal met die boek deur te skryf, skryf met die boek neer, dis 'n belofte wat jy ontvang het. Vat daai belofte wat jy gekry het, en begin dit memoriseer. Maklikste ding is om neer te skryf op selfs op 'n kaartjie, of op jou yskas te plak, as jy verby nou plees het hardop, of waar ook al, voor jy speel die vrouens, as jy daar staan jy op en met sien en lees jy sommer net hardop saam. Lees daai dingetjie oor en oor en oor, tot jy later uit jou gedagtes uitken. Dit ingang gevind in jou hart, en is weggeber in jou hart. Verstaan, dan weet jy kan agterna, kan die Here jou help as vir sy proef as jy daar in jou pad langs kom. Gaan breek dit op, en jy kan verstaan, wat beteken hy woord. Weet jy mense, daar is soveel mense buite wat die woord ken, hulle ken die woord, maar verder weet hulle niks, en die ken die woord, maar is dood. Om net skrif te quoteer, maar te verstaan wat hy skrifgedeelte sê nie, beteken jou zero. Absoluut niks nie. Dit moet 'n ding wees dat lewend is in jou hart. Dit moet soos iets wat dit brand in jou binneste. Bewaar dit. Dis hoe ek altyd gesê, moenie dat elke persoon in jou skatkamers van jou hart inkyk nie. Sekere dinge suiker vir jou binne berre, wat net jy die Here van weet. En baie keer is die Here vir jou sê op die regte tyd om dit te openbaar aan iemand anders te, maar hou dit suiker in jou hart. Bly in die woord van die Here. Quoteer die skrif. Memoriseer dit. En sê, doen wat die woord sê. Mediteer ook, memoriseer dit, doen wat die woord sê. Jy's 'n basies mense, jy kan nooit weer dieselfde wees as jy dit doen nie. Want jy begin innerlik verander, as jy innerlik verander, dan verander jy uiterlik ook.
Baie mense sê, pastoor, ek sukkel met my gedagtes, ek sukkel met dit, ek sukkel met dit. Wie hoekom mense met my sy gedagtes sukkel? Jy is te min in die woord. Jy memoriseer dit nie, jy mediteer nie op die woord, jy dis hoekom jy gesukkel met jou gedagtes. Want as jy op mediteer en memoriseer, sal dit ingang vind in jou hart, en jou gedagtes sal daarbey moet bly, verstaan? Maar omdat ons kan Bybel lees, is goed ons kan Bybel lees, maar dit moet deel word van jou die belangrikste. En dis hoekom die 2 M's belangrik is, en 'n kind van die Here se geestelike lewe en sy geestelike groei. Vat 'n skrifgedeelte. Vat dit, memoriseer dit, breek hy skrifgedeelte op, kyk wat dit beteken, en dan bær dit diep in jou hart. Jy kan uit jou binnenstukkie praat sonder by die woord uit te kom, sê dis wat die skrifgedeelte beteken, dis wat dit beteken vir my, dit kan ook vir jouself dit beteken. Dis wat die Here wil hê ons moet doen. Dan kan die vyand net inkom en vat en doen wat hy wil nie. Ons het grond om te staan. Dit wat Jesus sê, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. En die duiwel moet sy goed pak en loop. Hy het geen salf gehad wat hy kan gebruik teen dit wat Jesus gesê het. En so verwag Here ons nie dieselfde doen. Die 2 M's is van kardinaal belangrik in 'n kind van die Here se lewe. Kan jy sê amen vanmôre? Amen. Kom ons sê dankie Jesus. Kom ons staan. Vader, dankie dat ons vanmôre gehoor het, en ons vanmôre besef hoe belangrik die 2 M's is in ons geestelike lewe. Memorisering en meditasie. Ek vra vanmôre dat jy ons sal help. Elkeen het vanmôre het gehoor wat om te doen, om dit toe te pas in hulle lewe. Here, sodat ons geestelik kan groei. Dat ons gedagtes onder beheer kan kry. Ons innerlike mens, dat daai woord weggeberg sal word in ons harte. Vir die dag as die vyand ons wel sal versoek of beproef. Ons iets het om te gebruik, Here. Sal wat nie gedoen het, daar staan geskrywe, dan moet hy vlug. En ons gebruik woord. Ek is so dankbaar dat ek U ken. Ek is so dankbaar dat ek deel is van U. Ek is so dankbaar dat U aan my kant is. En baie keer moet ons geraps word, en baie keer moet ons hoor. Maar Here, dankie vanmôre dat U ons verduidelik het wat ons moet doen. Ons weer luister na die woord, ander mense te vertel van dit, en ons luister, ons kan toepas, op einde van die dag, dat die naam maar deurverheerlik en geprys sal word in Jesus naam. Al die kinders van die Here sê, Amen. Amen. Kom sê dankie vir Jesus.